Kom ons lees dit, nadat ons gedeelte gesing het van Psalm 8, kom ons lees die 83 vertaling, die baie bekende Psalm. Spurgeon, baie bekend aan al vir ons, die Psalm eenmaal die lied van die hemelse astronoom genoem. Niemand het 'n sterrenkenner nie, iemand wat die heelal hemelruim so goed ken, soos wat hy alles wat hy gemaak het ken. Psalm 8, vir die oorleier en die muziek, 'n psalm van Dawid. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge, besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waar U 'n plek gegee, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien, U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Vers 3 tot 5 in verband met die hele psalm, wat dan ook in terme van die struktuur van die psalm dan die middelpunt uitmaak. Kinders en suigelinge, besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waarin U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien? Geliefde broeder en suster en ons jonger kinders, wie is ek? Wat is ek? En wat op die aarde maak ek hier op aarde? Hierdie is vrae wat nou alreeds vir eeue lank in ons binneste met ons stoei. Vroeër of later in enige mens lewe, vra ons onsself af, maar wie is ek? Met ander woorde, wat is my ware identiteit? Wat is my geestelike identiteit? Wie is ek? Is ek maar net 'n naam op 'n sensuslys? Net 'n naam op 'n gemeentelys? Is ek maar net 'n naam en 'n gesig te midde van massas van mense? En is ek in hierdie massa mense wêreldwyd, maar soos 'n spreekwoordelike sandkorreltjie van 'n reuse woestyn?
Wie is ek? 'n vraag wat deur ons kinders en ons jong mense by geleentheid gevra word. Te midde van skoolwerk, studies, vra oor, is daar werksgeleenthede? Vra oor, wie is ek in 'n wêreld wat so prestasie gedrewe is? En dit vir my voel asof net die beste van die beste daar die hoogste kry in die lewe bring. Maar ook 'n vraag wat elke persoon binne 'n werksgebied vra. Wie is ek? Wanneer dit vir my mag lyk asof die een na die ander persoon bevordering en erkenning in my plek bokant my kry, terwyl ek voel maar ek het dit ook verdien. Wie is ek? Wanneer dit vir my voel asof ander mense rondom my dit maak in die lewe en ek sukkel. Wie is ek? Ook wanneer die ouderdom oor ons pad. En dit vir my voel asof ek stukkie vir stukkie die greep op lewe, lewenskwaliteit en gesondheid begin verloor. Wanneer die alleenheid my begroet. U sien, broer en suster, wie is ek? Is belangriker as wat ons dink. Want gister het ons in Suid-Afrika Menseregtedag gehou. En u kom agter dat ek nie die woord vuur gebruik met 'n bepaalde rede. Menseregtedag, nog 'n dag op 'n kalender. 'n dag waarop politici op uitmuntende wyse probeer minslaan uit hierdie dag wat handel oor die waardigheid van mense. Maar nou is dit maklik vir ons, broer en suster, om 'n dag na die tyd te sê, maar kyk wat doen die party en daardie party en daardie politikus. Nou is die vraag vanoggend aan die hand van Psalm 8. Maar waar is u en my stem wanneer menseregte dag gehou word? Hoekom hou ons dit in plaas van dit te vier? Moontlik, broer en suster, omdat ons hierdie innerlike spanning in ons bewuste aanvoel. Want dit is een ding om te sê, ons het waarde, ongeag my agtergrond, ongeag my status, ongeag my rykdom, ongeag van waar ek kom. Maar iets heeltemal anders om te sê, maar wat is my verantwoordelikheid? Indien die Here hierdie diamant van mense se waardigheid in ons hande gee, wat maak ons met hierdie skat? Wat is my verantwoordelikheid? Wat is my roeping? En moontlik wanneer ons so deur ons gedagtes blaai, voel ons dalk iets van daardie strop wat net al hoe stywer in ons lewens span. Want baie gou moet ons met onsself eerlik wees. In ons huwelike, in ons gesinne, in ons families, in ons gemeentes, in ons gemeenskap, in ons wêreld, is daar veral twee klippies in die skoen wat my seer druk. En wat moontlik baie nader in my eie boesem kom as wat ek dit herken.
Dit is in die eerste plek, om mense nie te herken vir wie hulle is. Met ander woorde, hulle eie waardigheid nie raak te sien, maar eerder met 'n rooi pen oor hulle lewens en hulle name te gaan krap, met die een na die ander fout amper soos 'n vinger in die oog te druk. Want dit is immer maklik om die foute van ander te bemerk, is dit nie? En dan die tweede een wat gevaarlik naby ons kom, is om af te praat met mense, te verklein neer. En weet jy, wanneer ons dan op Psalm 8 vanoggend aan elkeen van ons voorhou is 'n spieël, dan kom Psalm 8 en sê, wanneer ek mense verklein neer, wanneer ek mense nie ag vir wie hulle is ek besig om God se hande werk, die werke van sy vingerpunte te bekou. Stadig, pas op, sê Psalm 8. Broeder en suster, terwille van ons kinders, wanneer ons sê menseregte dag, wanneer ons sê mense het waarde, dan is dit die Here wat vir elke persoon, vir elke kind van hom kom sê, jy is vir my spesiaal, soos jy is, net waar jy is. Ook jy, wat in die stilte en in die geheim van jou huis, mag worstel met daardie vraag, wie is ek belangrik, word ek raak gesien, is daar vir my 'n plek in die wêreld? Dan kom Psalm 8 en sê, maar jy is soos 'n prins of 'n prinses. Ons kinders ken dit. 'n Prins of 'n prinses met 'n kroon op die kop. Wat sê, hierdie persoon is belangrik, is soos 'n koning vir my. En dis die wonderlike van Psalm 8, dat daardie skitterende kroon van jy is spesiaal om ons gespan is. Broeder en suster, kan jy jouself indink dat Psalm 8 vanoggend kom en vir ons sê, kom ons gaan kyk na hierdie kroon, kom ons kyk na jou waarde aan die hand van 3 G's. Jy, soos jy is deur my gemaak net minder as 'n hemelse wese. Jy, soos jy is deur my gekroon met waarde en met aansien. Jy, net daar waar jy is geroep deur my om 'n regenis, kom ons noem dit 'n plaasbestuurder hier op aarde te wees. Wanneer een van ons vanoggend wonder oor, is die lewe nie moeite werd? Wie is ek? Kom Psalm 8 en sê, onthou hierdie 3 G's. En om ons hieraan te herinner, aan die 3 G's, van gemaak, gekroon en geroep, kom Psalm 8 en sê, maar kyk wat moeite die Here doen, om hierdie 3 G's deel van my geestelike identiteit te maak. Hy kom en hy ken my. Hy kom en hy besoek my. Nou broeder en suster, die Here ken my, hy ken my op die mees intieme manier. Beter as my lewensmaat. Beter as my kinders, beter as my ouers, beter as my familie, beter as enige iemand, ken hy my. Elke duimlengte, 'n breekdeel van 'n millimeter van my lewe, dis aan hom bekend. Selfs dit wat ek nou binne 'n sekonde gaan dink, is aan hom bekend. En omdat hy my so goed ken,
sê Psalm 8, kom besoek hy my. Nie as 'n blote plig of 'n stuk pligsleer nie. Hy kom besoek my om daardie dinge te gee wat ek werklik nodig het. Dit is hoekom Psalm 8 bekend staan as die vuurtoring Psalm in die Psalm. Lees gerus as jy tuis kom, terug en vorentoe. En baie gou bemerk jy hierdie donker, absolute, pikdonker Psalms. Van 'n digter wat broeg en worstel met die onregverdigheid in die lewe. Wat worstel met mense wat hom te nakom. Voorwaar 'n lewe wat hierdie digter lei onder mense wat raadgierig is. Die digter wat op bo uitkom, maar hier in die moeras van moedeloosheid ingedruk word. Maar dan te midde van daardie donkerte, soos van die lewe meermale, broer en suster, vir ons inhoud, is dit nie. Want dit is tog nie elke dag net maaneskyn en roosgeur nie. Dis nie net elke dag wat vir my voel asof die son op sy helderste, mooiste manier denkbaar skyn. Maar kom die donker oomblik. En nou kom Psalm 8 en sê, hier is 'n vuurtoring. Amper soos daardie skip wat op die onstuimige see vaar. En hierdie skeepsmanne raak bekommerd want dit voel vir hulle of hierdie skip kan strand of hierdie skip kan sink, asof daar lewensverlies sal wees. En daar op die horison bewerk hulle 'n vuurtoring. En wat gebeur by daardie bemanning? Hulle juig. Hulle worstel nog om hierdie skip bo water te hou. Maar daarvoor, aan die ander kant sien hulle die vuurtoring. En nou is daar lig, nou is daar hoop. Dit is wat Psalm 8 vanoggend in ons lewens voorlê. Veral wanneer daar van ons is wat hier staan of sit, broeders. En moontlik wonder wat, is ek belangrik genoeg? Het my lewe waarde? En nou weer terug na ons kinders. Ons kinders op skool. Wanneer ek vir die seespan, of dit in kultuur en of dit in sport gekies word, altyd daardie wens, was ek maar goed genoeg om vir die B-span te kies. En wanneer ek die B-span haal, dan kom ek nou maar goed genoeg gewees het om vir die A-span. En wanneer ek dan die A-span gehaal het, weer daardie versigtig, kon ons A-span nog meer gewen. Sien wat ons probeer sê. Nooit ooit kom ons op 'n plek waar ek dink, maar ek het dit nou volledig gemaak. En juist aan elkeen van ons wat in hierdie omstandighede lewe, kom te Psalm 8 en sê, kyk na hierdie lied van die hemelse astronoom, kyk na hierdie loflied op die skepper van hierdie pragtige skep. Dan gaan die gordyn oop. Hierdie roep my om dit te glo, onwrikbaar te glo, dat hy nietige rentmees ons kom besoek, my deur en deur ken, en so my waarde en waardigheid in die lewe bevestig. Ons gaan na hierdie saak vanuit 2 vensters. In die eerste plek, wat maak die lewe die moeite werd? God se skitterende, uitstekende teenwoordigheid in die wêreld. En in die tweede plek, daardie skitterende besef van die Here ken my en hy besoek my. Broer en suster, Psalm 8
kort, maar ongelooflik kort psalm. Met soveel diepte en rykdom. So amper as die digter deur die werking van die Heilige Gees diep gaan nadink het om met woordekonomie, min woorde, soveel dinge denkbaar te sien. En kyk nou wat doen Psalm 8. Psalm 8 wat oor die heelal, die skepping, oor diere, vis, die see en oor mense praat. Kom ons sê, wanneer ons dit durf waag om hieroor te besin. Kom ons gaan plaas net al hierdie dinge wat God met sy vingerpunte aangeraak. Kom ons gaan plaas dit op stewige pilare. Kom ons omraam dit op 'n gepaste wyse. En hoe doen die digter dit? Hy begin deur die Psalm te begin met Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde en oor die Psalm so te eindig. So amper asof die digter hier vir ons wil sê, niks wat binne hierdie raamwerk gebeur, gaan buite hierdie besef om nie. En wat is hierdie besef? Die lewe, die wêreld, die heelal, dit wat daar bo in die hemelruim aangaan, niks gaan by God verby nie. Niks gaan by hierdie oë en by hierdie hande van hierdie verbondsgod verby. Iemand wat is wat hy is, wat gister was wat hy is, vandag is wat hy is, en die dag van môre steeds sal wees wat hy is. Hy kan nie anders. En nou sê Psalm 8, hy is wonderbaar. Wat 'n besondere woord in die oorspronklike. 'n Woord wat moontlik 4 betekenisse indien al 4 van hulle. Hierdie woord wonderbaar sê, Here, U naam is majesteitlik, is so koninklik, so ver verhewe van die doodgewone aardse. U naam, sê hy, dis die volgende betekenis, is uitstekend. Daar is nie nog so 'n naam. U naam wat wonderbaar is so verhewe bo mense naam. En in die 4de plek, U naam is ontzagwekkend. Sien jy wat sê hy? Alles binne hierdie arms van God se naam staan onder hierdie teken van, dit is verseker. Dit is so verhewe. Met ander woorde, dit is soos 'n reuse gebou, hierdie hele aarde, hierdie hele skepping. Soos 'n reuse gebou waarop die naam van die hemelse argitek, die wonderbare God se naam, breed geskrywe staan. Ek kan my duim dwars draai, ek kan hom reguit hou, ek kan na elke stukkie detail kyk, en wat sien ek? Hoe groot is die Here? En nou broeder en suster, kom Psalm 8. Psalm 8 sê, kom ons gaan kyk in hierdie heelal. Kom ons gaan kyk na die hemelruim, en ons kyk na die mense woonplek, en ons kyk na die mens. En dan nie, in die eerste plek, alleenlik van hoe mense na God kyk, maar hoe God na alles kyk, en wat hy gerus die oog op daardie skyfie hou, soos ons aanbeweeg. En daardie skyfie, broer en suster, kom ons en ons sê, dat wanneer ons na Psalm 8 kyk, dan is hierdie digter as ware met 'n reuse teleskoop besig, om hier in die hemelruim in te kyk. Maar nou sou hierdie teleskoop dit op 'n baie breë en algemene manier kom doen. Wat moet hier gebeur? Dit is amper asof hierdie teleskoop op 'n mikroskopiese vlak in fokus, in zoom op dit wat die Here as ware met sy vingerpunte aangeraak het. En kyk nou, as ons dan praat van dit wat die Here bokant en rondom ons gemaak het.
Wanneer ons van daardie teleskoop hier in die lugruim sou inkyk, broeder en suster, en dink jouself in. Wat is daardie eerste belangrike saak wat ons ontdek deur daardie teleskoop? Dit is daardie gevoel van leeg. Niks. En dan steeds deur daardie teleskoop wat op mikroskopiese vlak fokus. Skielik, daardie spikkeltjie wat in die hemelruim bemerk word. En nou sê die geleerdes, dit is die nukleus. Dit is die atoomkern. En wanneer ons na daardie atoomkern kyk, dan sê die geleerdes, maar dis daardie atoomkern wat die protone en die neutrone bevat. En rondom hierdie atoomkern, om hierdie nukleus, die elektrone wat dit wend. En skielik word daar beweeg, daardie niks deur hierdie teleskoop omvorm, en alles is so solied, dis so geordend, dis so presies, niks uit sy plek nie. En dan kom daardie reuse teleskoop, wat word bemerk? Die planeet, aarde, die groen en die bruin van die landskap, voëls, diere, visse, en dan daardie klein, dit lyk soos miertjies wat 'n mens so met jou vinger kan platdruk, die mens. En dan sê Psalm 8, pas op, voordat jy afpraat en neerpraat op daardie wesens wat lyk soos miertjies, daardie mense is deur my gekroon. Dit is my prinse en prinsesse, wat ek hier op aarde gebruik om hierdie aarde op te pas. Sowel in menswaardigheid as in die waarde van die natuur en die skepping. En dan fokus daardie reuse teleskoop werk. 'n groot vuurrooi bal. Die aardse Eskom, die energiebron, die son, 150 miljoen kilometer van aarde af, ver genoeg sodat niks en niemand versproei nie, maar ook naby genoeg dat daar energie en 'n leefbare wêreld is, waar plante kan ontkiem, waar genoeg voedsel is vir diere en mense. En dit eindig die dag, broeder en suster. So kan ons deur daardie teleskoop verder kyk. En wat bemerk ons? Ons bemerk ons sonnestelsel. Ons sterrestelsel, met daardie maane wat om hierdie planeet wend. Ster. Die naaste een aan ons as mense 4,3 ligjaar van ons verwyder. Ons Melkweg, so groot, so omvangryk, waar lig van die een uiterste na die ander duisende en miljoene jare om die een punt na die ander kant te beweeg. Daardie spiraalagtige beeld, wat lyk soos twee pierings wat op mekaar is. En nou verstaan ons waarom hierdie digter by daardie punt gekom is. Wat is die mens? As hierdie dinge bokant ons en rondom ons gebeur, wie is ek dan? Wie is ek hierdie miertjie? En hoor nou wat sê Psalm 8. Hierdie God wat so groot is, dat hy sterre met sy vingerpunte as ware aan die hemelruim kon vasplak.
dat daardie magtige wentelbaan, daardie orde daarbo kon skep. Het ook met sy vingerpunte hier aan daardie nietige mens gebraak. En hoor nou, 'n groot God, wat so groot word dat hy in die kleinheid van 'n mensewêreld kan inkom, en wie psalmdigter kan sing en sê, kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. Hoor jy? Dis groot wat in die hemelruim aan. Maar net so groot is dit wat die Here doen in die lewens van kinders en suigelinge. En onthou nou, broeder en suster, wanneer hierdie woorde weer klink, dan is dit een reuse stuk grove skuurpapier oor die mens hier op aarde. Want die geleerdes bereken tot 50 miljoen aborsies wat jaarliks aangemeld word. Om nie te praat van die onwettige, onregverdige, daardie dinge wat nie regmatig is en wat hier agter die skerms gebeur. Om nie eens te praat van hierdie geweld teenoor kinders binne 'n oorlogssituasie. Kinders wat nie miskien ontwortel word van huise en skole. Want dit is wat gebeur in die oorlog. Gaan blaas 'n skool, gaan blaas 'n universiteit op. Want dit is waar jy 'n volk die seerste maak. Maar nou is daar nuus, broeder en suster. Nuus vir elke wêreldmoondheid, vir elke wreedaad teenoor kinders en suigelinge. Psalm 8 sê, die Here het in sy genade, in sy wondermatige betrokkenheid in hierdie wêreld dit so beskik en so bestem, dat hy op die monde en die bestaan die daar wees van kinders en suigelinge 'n militêre basis, 'n militêre fort kom vestig. God se grootste wapen onder ons as mense is toe helaas nie ons wat dink ons is volwasse, ons het al so gegroei, ons het al soveel dinge bymekaar gemaak. Die grootste mag in die wêreld is nie die wêreldmoondheid vir die meeste mesiele en met die meeste van hierdie hommeltuie wat hier in die lugruim ingestuur word om vernietiging teweeg te bring. Die grootste mag is toe nou nie in een van die raadsale, het sy of dit in Amerika, China, in Moskou of in Pretoria of in Kaapstad is nie. God het die daarwees van kinders en suigelinge bestem as sy militêre basis om sy vyande, die wraakgieriges, die swye op te neem. Broeder en suster, dink hieroor na. Hoekom laat Jesus, wanneer die disippels beklei oor wie nommer 1 en wie nommer laaste, hoekom laat hy 'n kindjie tussen hulle inkom en sê, daardie gesindheid wat julle het? Moet ons opnuut weer ook oor onsself gaan nadink en opnuut weer kyk dat dit wat die Here deur kinders en suigelinge in ons lewens tot stand wil bring. Ek weet die broeder en suster, so aangrypend word dit. Wanneer ons Here Jesus in sy lydingsweeg daar in Jerusalem, dan kom hy nie op 'n tent of 'n panserwag of op 'n koets of in hierdie groot voertuig wat suiwer is Jerusalem binngery. Hy kom op 'n donkie. Die mees alledaagse nederige dier denkbaar, kom die koning van die heelal, die koning van daardie grootheid waarvan ons gepraat het, kom in Jerusalem binne gereed om aan te meld vir hierdie lydingsweg,
wat op sy kruis en sy sterwe sou uitvoer. Hoor jy? Jesus self, wat Psalm 8, 'n Paasfees Psalm kom. En wie is die mense wat die grootheid van die nederige koning besing? Kinders! Kinders wat sing daarvan. Hier is die seun van Dawid wat in die naam van die Here kom, en hulle volg hom na die tempel toe, waar hy vir 'n ou as die tempel gaan reinig van rowers, die mense wat dink dat hulle beheer het oor die plek waar God aanbid word. En kinders sing onophoudelik, hier is die seun van Dawid, Hosanna, prys hom. En natuurlik is die geleerde teoloë van daardie tyd, priesters en die skrifgeleerdes, onmiddellik ontstel. Want dit wat die kindermonde sing en dit wat hulle boeke en hulle verwagtinge sê, strook nie met mekaar nie. Is dit nie aangrypend, die broers? Ons Here Jesus kom en hy koppel die grootheid in die skepping, die grootheid van kindermonde en die bestaan van kinders aan die rede van waarom hy na die aarde toe gekom het. Daar sou nooit enige waarde aan enige mens gewees as daar nie 'n kruis is. As ons Here Jesus Christus nie uitgeroep het en gesê, my God, waarom het U my verlaat? Sonder daardie uitroep sou dit nooit geskrywe kon gestaan het. Tetelestai, dit is betaal, dit is volbring. Daar is waarde, omdat daar genade is. Daar is waarde aan mense se lewens en aan ons skepping, omdat God se vingerpunte ons aangeraak het. Broer en suster, kom ons kom ten slotte nog nader aan ons. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die aarde. En soveel te meer, wanneer daar twee werkwoorde gebruik word, en hierdie God so groot, my ken en my besoek. Die woord ken is 'n intieme ken, dis nie 'n boekekennis nie. Die Here weet nie net van iewers of enige by hierdie adres woon hierdie. Die woord ken beteken hy is vertroud met my. Dit beteken eintlik hy is gewoond aan my. En nie jouself indink. Ek hierdie spikkelgoed te midde van 'n klomp ander sandkorrels. Die Here is gewoond aan my. Hy ken my so intiem, want hy het my by die naam geroep, nog voordat ek die lewenslig aanskou. Hy het my ook gebruik as 'n kind en 'n seun om sy vyande te swaai. Hy ken my, soos wat 'n ma en 'n pa hulle kind deur en deur ken. Soos 'n ma wat weet watter vriends, watter kind het. Ek eet nie hierdie groente, ek eet nie dit. So ken die Here elkeen van ons, broers en susters, met ons vriend, met ons tekortkominge. En nou sê hy, omdat ek jou so deur en deur ken. Jou naam is immers hier in my handpalms gegraveer. Kom besoek ek jou. Ek kom net daagliks huisbesoek by jou af. Niemand net om te hoor hoe gaan dit en dan totsiens kry jy jou. Maar hy kom besoek my, en dis die woord wat gebruik word in die Hebreëus, in die Ou Testament, die woord pagat, wat beteken die Here kom besoek sy volk in sy oordeel, in sy verlossing, in sy genade, in sy omgee.
Hy kom besoek ons, hy kom lê by my huis besoek aan, om iets konkreet in my lewe te doen, elke dag, 24 uur per dag, selfs wanneer ek slaap. Hy besoek my, hier diep in my binneste, terwyl ek slaap, drome, gedagtes, emosies, daar werk hy met. Kan jy myself in my broeder en suster? Wie is ek? Het ons gevra. Ek is so belangrik en so kosbaar, dat hy sê, hy ken my. Hy weet van my omstandighede, en hy besoek my. En dan gee hy vir ons 3 redes. Hoekom doen ek dit? Want ek het jou so belangrik gemaak. Hoe groot daardie heelal, daardie skryf ook al mag wees. Hoe groot die dinge deur daardie reuse teleskoop mag wees. Is hy so groot in die kleinheid van my lewe. Ek het jou minder as die hemel besig gemaak. Ek het my engele as diensknegte beveel om daar te wees vir jou. My hand is om jou gesteld. En weet, jy wat worstel met wie is ek? Hoekom is ek? Jy het 'n kroon van waarde en van aansien. Al is ek alleen in 'n woonstel, alleen in 'n kamer, alleen in 'n versorgingseenheid. Of voel ek alleen tussen honderde en duisende mense rondom. Ek het aansien. 'n aansien wat nie gekoppel is aan of ek die hoogste pos denkbaar in die maatskappy bekleed. Wat nie gekoppel is aan wat ek sou gestudeer het of nie gestudeer het. God het my gekroon met aansien, met waarde. En nou roep hy my. Hy roep my om 'n rentmeester te wees. Dit, broeder en suster, moet ons nie vergeet. Hy roep ons om die waarde van mense te gaan erken, te gaan bevorder. Hy roep my om hierdie pragtige skepping van hom op te pas. In 'n tyd waarin hierdie wêreld stikkend geskied word, waarin die wêreld verniel word, waarin ons mors met al hierdie energiebronne en die pragtige dinge waarin die Here sy teken verskiet. Dit is my werk. 'n oppas, 'n plaasbestuur, en hierdie wonderlike stuk. Wanneer u as jong mens, as kind, ooit weer wonder wat is my plek in die wêreld, wie is dit? Dink jy? Wanneer ek as volwassene ooit twyfel aan wie is ek? Dink jy? Wanneer ek in swaar kry, met liggaamskragte wat agteruit gaan, ooit wonder wie is ek? En wat maak ek? Ek is gemaak. Ek is gekroon. Ek is geroep. Broeders en susters, is ek belangrik? Psalm 8 sê ja. Elkeen van ons is belangrik. Jy is klein, maar kosbaar. Jy is gering, maar spesiaal. Jy is broos en afhanklik, maar jy is 'n verantwoordelike persoon in die wêreld. Wie is ek? Ek is meer as wat ek mag dink. Ek is belangrik.
net daar is. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat in die hemel is, ons dankie dat ons ook vanoggend in U woord kan hoor van die kosbare ons in U oë is. 'n waarde wat U langs die weg van Paasfees heen kom herstel. En ons dankie dat een van ons, ongeag ons ouderdom of omstandighede, hieraan hoef te twyfel, want dit is wat U vir ons het. En nou bid ons vir elkeen in ons gemeente. U ken elkeen van ons omstandighede. Dis vir U kosbaar. U weet wat daar siekte is, behandeling in ons hospitaal, droefheid, lewensvrae wat gevra word. Wil U ons toevou in U koesterende liefde en ons ook so aanraak met U vingerpunte en ons oë open om die grootheid van U daar wees te kan beleef. So bid ons al die dinge van U, nie omdat ons dit verdien, maar ons bid dit van U in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.